Ons staan by die tweede laaste boodskap van ons Pinkster geleentheid of Pinkster reeks hier by u. Dis 'n besonderse geleentheid, 'n besonderse oomblik wat u en ek saam beleef. Nou ja, maar voordat ons aangaan met die woord, ek het nou eers nog iets om u te vertel van die wonderlike werking van God in die Kaap rondom 1860, 1861. Nou, ons het gisteraand gehoor dat daar's 'n konferensie gehou op Woester, waar baie bygewoon het en Dr. Andrew Murray is ook beroep na Woester, of Andrew Murray is beroep na Woester gemeente, en dit het so saamgeval. En die geskiedskrywing gaan verder en sê op 27 Mei 1860 was dominee Andrew Murray ontvang op Woester gemeente. Nou ja, daai konferensie is toe net ook verby of aan die gang, en daar was daai C. Rabie, man wat geskryf het, hy sê, sy intreepreek in Woester gemeente, 'n aanhaling in Engels, "It was as though one of the prophets of old had risen from the dead." Die gemeente in Woester het nog nooit sulke reguit, skokkende, Bybelse prediking gehoor nie. Onthou waar kom dominee Andrew Murray vandaan? Hy was tussen die voortrekkers, geharde manne, en hulle het die pad gestap, en hy het die woord aan hulle gebring, en hy skrywe, Rabie skrywe, "Revival in Woester came like a firestorm." Die gemeentes was in 'n vreeslike toestand van louheid en liefde vir die wêreld en geen erns vir die evangelie nie. Maar soos die Here begin werk het en het die roepe na God in erns begin toeneem. Nou, as ek hierdie goed lees en u luister, dan moet daar nou 'n honger in my hart ontstaan, en dan moet u sê, Here, kan u dit nie in ons kerk weer ook doen nie? Kan u nie ons ook so kom besoek nie? Die roepe na God het in erns begin toeneem. Bidure en gebedsgroepe het begin toeneem in getalle. Onthou jy daai eerste oproepe tot gebed? Die lidmate wou nie kom nie. Nou daar begin iets gebeur. Die werk van die Heilige Gees het begin toeneem onder die plaaswerkers van Woester omgewing. 'n gebied wat niemand verwag het dat God daar sal begin werk nie. En nou skryf hulle, terwyl hierdie mense onder die geklank van die woord en ook die werking van die Heilige Gees op die grond gelê het hulle na die Here God geroep. God was waarlik teenwoordig. Maar ook in die gemeentes, die bewussyn van sonde en verlorenheid het smeking en geroep ernstig gemaak. In Montetjie, Calvinia, het 'n oorweldigende las vir gebed ontstaan, en mense het oral begin om na God te roep. Oortuiging, nood, belydenis van sonde is met diepe erns gedoen. Dominee Andrew Murray Senior sê hierdie woorde. Hy het Woester besoek en hy het hom verbly. Hy sê, dit waarvoor hy, nou ek het nou die aand gesê, hy het gesê vir 36 jaar, dis nou 2 jaar aan. Hy sê, dit waarvoor hy 38 jaar lank gebid het nou 'n realiteit geword. Ek haal sy woorde aan uit die geskiedskrywing. Andrew, my son, I've longed for such times as these which the Lord has let you have. Dit het 'n pa vir sy seun gesê. Dominee Andrew Murray se prediking in die tyd daar in Woester gemeente word as volg beskryf. His whole being is thrown into the task, and he glows with the fervency of spirit. Gehore het gebuig as hulle die woord van God gehoor het, as hy gepreek het. Uitnodigings het gekom om ook in Kaapstad en Graafrenet te kom preek.
Daar het 'n groep ontstaan in die Kaap, die Evangeliese Alliansie. En hulle het 'n oproep gedoen vir al die kerke in die kolonie vir 'n week van gebed. Hoor wat sê hulle? The Cape was literally on its knees. Nou kom ons by 'n mooi plek, Parel. Dominee Godlieb van der Lingen, wat gepreek het vir sy gemeente die oggend. Ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dood en God sal oor jou skyn. En dit was tydens daarna 'n week van gebed, Januarie 1861, dat herlewing deur die dorpie Parel beweeg het. Hartverskeurende roepe na God vir genade en belydenis van sonde in die gemeente. Die kerk het gou te klein geword. Bidure het toegeneem. Lidmate in Parel het God gesoek in selfondersoek, bekering, toewyding van alles aan God. Miskien praat ek so entoesiasties daaroor, want ek was daar. Dit was net ongelooflik om te besef, God het hier gewerk in herlewingstyd en in herlewingsvuur. Daar was trane van dankbaarheid en blydskap. Selfs Dominee van der Lingen het so kragtig met God ontmoet. Pinksterbidure het daar begin as uitvloeisel van die herlewing wat God in Parel gedoen het of kom besoek het. Die kerk in die Kaap, sê hulle, was changed forever. As ek dit lees, dan sê ek, Here, sal dit nie ook van ons kerk gesê word? Die evangelies gereformeerde kerk is vir tyd en ewigheid verander, omdat hulle met God ontmoet het. Nou, wanneer jy in die Kaap beweeg en jy kyk na die kerkgeboue daar, dan sien jy asof die kerkgeboue almal so 'n vleuel aan het. Dit lyk soos 'n kruis, maar 'n vleuel. Dit is uitvloeisels van herlewing. Die kerke was te klein, hulle moes aanbou, en in die hele omgewing is die kerke met hierdie twee kante wat hulle aangebou het, om al die mense te akkommodeer, wat in herlewing na God begin soek het. So ja, daar het die begin van Pinksterbidure in die Parel, onder Dominee Godlieb van der Lingen, uit dankbaarheid het hy in die kerkraad besluit, vanaf Hemelvaart vir die 10 dae tot Pinkstersondag, gaan ons Pinksterbidure hou, as 'n dankbaarheid teenoor die Here, wat hy vir die gemeente daar in Parel kom doen het. En ek is besig met 'n herlewingserfenis. En my hart roep as ek hierdie goed lees, sê, Here, sal U dit nie weer kom doen nie. En die Here kan dit doen. Die Here kan dit doen. Ag man, Jesaja bid en hy sê, ag, as U maar die hemele wou skuur, as U maar wou neerdaal, dat die berge wankel voor U aangesig. Here, soos vuur die houtjies aan U brand steek, soos vuur die water laat opborrel, as U maar wou neerdaal, dat die berge wankel voor U aangesig. Maar weet jy wat het aanleiding, ek wil nie nou daaroor preek nie, maar weet jy wat het aanleiding gegee tot daai gebed? Toe hy by 'n punt kom, wat ek dink Jesaja gekom het, en hy het begin vra, waar is hy, wat saam met ons getrek het? Waar is hy wat in ons midde gewerk het? Here, waar is U magtige dade, die ontroering van U binneste? Ergens het dit opgehou. En hy het nie die vraag vra, waar is hy? En hierdie gebed ontbrand in sy hart. Ag, as U maar die hemele wou skeer, mag ons dit so ervaar. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, dankie dat ons dieselfde God aanbid, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat, tot wie, wyle Dr. Andrew Murray hulle gebid het en U gesoek het. Die God wat antwoord op gebed. En dankie dat ons as gemeente voor U kan buig in hierdie oomblikke. En as ons hierdie dinge hoor, dan is ons harte in beroering, Here, vir dit wat God kan doen. Dit wat God wil doen en sal doen. Ons dink aan daardie gelykenis wat U vertel het in Lukas 18, met die oog daarop dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En daai weduwee wat by die onregverdige regter gekom het en by hom aangedring het en
Hy het aan haar reg gedoen, want hy was bang dat sy iets aan hom gaan doen. En hy sê vir ons in vers 7, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Sal God wel hierdie geloof op die aarde vind as hy kom? Here, dan wil dit vir my lyk, u soek 'n biddende kerk, vlak voor die wederkoms. 'n Kerk wat na die hemele roep na God. En dis ons verlange ook van ons eie kerk, Here. Dat u ons sal besoek, dat die werking van die Heilige Gees so kosbaar sal wees. Ja, dat ek amper wil sê dat ons weer op die grond sal lê, na die hemele sal roep vir belydenis en regmaak met God en weer herstel met die Here. Maar baie dankie, Here, dat ons vanaand voor u kan buig en ons staan by 'n besondere punt in ons reeks en ons studie wat ons doen vanuit u woord oor die deurtog deur die Jordaan en die inbeweeg in die land Kanaan. Kom besoek ons, kom praat met ons, Here, en u word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons staan by 'n baie besondere punt vanaand in ons reeks. Ons staan nog aan die woestynkant van die Jordaan. Ons het gisteraan stilgestaan by die redes waarom kinders van God nie die volheid ingaan nie. Ons het daarna gekyk en ek glo u het self u eie hart ondersoek. U het gaan buig voor die Here en vir die Here gevra, Here, gee my daai vrymoedigheid en dat ek kan deurgaan, want die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 10 vanaf vers 19, laat ons dan met vrymoedigheid hierdie pad stap, om in te gaan in die heiligdom. Hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons dan toetree. So die Here wil sy kinders hê in die volheid. Nou ja, môre aand, as die Here wil, gaan ons gaan deurtrek, maar môre aand staan ons stil by Gilgal en u mag dit nie mis nie. Want by Gilgal gaan ons net eers stil staan en met mekaar gesels soos 'n oudergroep en ons gee inligting deur rondom wat is heiligmaking, wat is heiligmaking nie. Ons kan nie net daar instorm en sê, right, nou gaan ons is vervul met die Gees, nou gaan ek net, nee, ons moet eers kyk, wat sê die woord vir ons, en ons gaan baie kosbare inligting kry. En dan, nou ja, as julle nou die studies verder wil vat, dan trek julle op na Jerigo toe, waar die les geleer word van geloof en gehoorsaamheid aan die stem van die Here. So belangrik, want toe hulle dit nie by Ai doen nie, toe is daar neerlag in Kanaan. Omdat hulle nie gedoen het wat hulle geleer het by Jerigo nie. Die vrug van die Gees is wonderlik. Die inbesitname van die land, daar's konings wat verdrywe moes word uit die land uit. En dis kosbare boodskappe wat nou volg en wat jou leer in die hele pad wat jy stap met die Here rondom heiligmaking. 'n Pragtige pad. Maar ons staan vanaand by hierdie besondere punt om deur te gaan en die Here gaan u nooi en u weet in die hart as die Here dit doen. Maar kom ons lees saam uit die woord Hebreërs die 4de hoofstuk. 'n Baie besondere hoofstuk wat geskrywe is en rondom die saak, glo ek, van ingaan in die volheid. Jy gaan dikwels die woord rus verneem as ons die skriflesing gaan doen, om sy rus in te gaan. Baie mense het die idee dat die rus waarvan die woord praat, die dood is, of die hemel is. Nie in hierdie geval nie. In hierdie geval dui die rus op die volheidslewe, die Kanaans-lewe waartoe God ons roep. Jy sal dit sien in die manier hoe die Hebreërs skrywer dit aanbied aan sy hoorders, as hy hierdie woorde gaan sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. So, as dit nou die dood sou wees of die hemel, dan het ons 'n probleem om ons nou te beywer om in te gaan in die rus. Daarom spreek dit van die volheid wat daar is in die Here Jesus. Vanaf vers 1. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou,
dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Nou dit kan wees dat ons later so vra, hoekom het jy agtergebly? Nie by die wederkoms nie. Hoekom het jy agtergebly? Hoekom het jy nie deurgetrek toe die Here met jou gepraat het nie? Hoekom het jy nie die kans benut om die Here te vertrou vir die volheid toe die Here so met jou gepraat het nie? Dat dit nie sal blyk dat sommige van julle of iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Net tot daar mag die Here sy woord vanaand in ons harte seën. Hierdie woorde, beywer julle om in te gaan, is vir my uitstaande en dis ook vir my die tema van die woord. Beywer julle om in te gaan. Ek gaan net bysit, in die land Kanaan, in die land van volheid, in die oorwinningslewe. Beywer jou om in te gaan in jou beloofde erfenis. Dit wat die Here jou gegee het, dit wat hy jou graag wil hê, jou eersgeboorte reg om in te gaan in hierdie wonderlike volheidslewe waartoe die Here jou geroep het. Nou dit was vir die volk Israel seker 'n geweldige oomblik. Toe hulle by die Jordaan kom en hulle staan daar en hulle sien die beloofde land aan die ander kant en hulle staan op die punt om deur te trek. Want onthou, vandat hulle daardeur getrek het, by die Rooi See uit Egipte uit, het 40 jaar verloop. 'n Geslag het in die woestyn gesterwe en hier staan hulle by die punt of by die Jordaan op die punt om deur te trek. Net om dit so 'n bietjie in perspektief te stel, in jou gedagte dit te kan verwerk. Toe daai ou seentjie 1 jaar oud was, toe pappa en mamma hulle gelaai het op die esel en hulle is daar uit Egipte uit en hulle trek die Rooi See, was hy dalk maar 1 jaar oud. Hoe oud is hy as hy hier staan en hy staan op die punt om Jordaan in te gaan, of die Kanaanland in te gaan? Hy's 'n man van 40 jaar oud. Die geslag het weggesterwe. Dit waarvan pappa en mamma gepraat het en dit wat die Here hulle beloof het. Hulle het net gehoor daarvan, maar hier staan hulle voor Kanaanland en wat 'n besondere belewenis. Maar dit was nie net 'n belewenis nie, dit was ook sekerlik 'n krisis.
waarmee hulle gesit het. Jy kan nou Josua 3, as jy nou vanaand by die huis is, dan blaai jy na Josua 3 toe en gaan lees die ooreenstemmende gebeurtenis, hoe dit beskrywe is, wat hulle daar beleef het. Want die Bybel sê, die Jordaan het kant en wal gelê, volop sy walle gelê. En nou kan 'n mens indink, ek probeer myself daarin, toe hulle daar staan, was daar seker ontmoediging, Josua, ons moet hier deur, maar hoe gaan ons deur hierdie Jordaan kom? Daar was seker twyfel in hulle harte, en is dit reg, moet ons hier deurkom? En die Here sê vir hulle hierdie woorde, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, en iets gebeur wat wonderlik is. Toe die voete van die priesters die water raak, beleef hierdie geslag wat so jonk was, wat skaars kan onthou dalk, ja, hulle skaars onthou wat daar afgespeel het. Toe hulle ouers deur die Rooi See gegaan het, gebeur daar iets. Toe die voete die water raak van die priesters, sal die water afgekeer word. Nou ja, nou sê die Bybel daar in Josua 3, van Adam af tot en by die see is die water afgekeer. En die volk stap droogvoets deur die Jordaan. Het dit nie ook gebeur by die Rooi See nie? Dieselfde. Die volk het droogvoets deur die see gestap. En wat kan ons anders sê as wat ons daar ook gesê het? Toe hulle dit beleef dat hulle kan deurstap deur die Jordaan, dit is 'n daad van God. Dis niks anders nie, dis nie per toeval nie, dit het nie maar sommer net gebeur nie, nee, dis 'n daad van God. En onthou jy wat het ons gesê daar, wedergeboorte, daai eerste groot geestelike belewenis, of kom ons noem dit maar krisis in jou lewe. Toe jy voor die Here buig, dis die ingryping van God van bo af, want wedergeboorte sê, dis 'n geboorte van bo af, dis 'n ingryping van God in die lewe van die verlore sondaar, waardeur die Here hom uit die sonde uithaal, uit verlorenheid uithaal en sy kosbare siel red en hom plaas op die rots Jesus. Dis 'n daad van God. Niemand kan dit namaak of probeer namaak of dit vir iemand anders doen nie. Ons pogingkies word genoem rehabilitasie. Dit het niks daarmee te doen nie. Maar dis 'n daad van God wat daar gebeur het. Nie is dit dieselfde. Toe daai water kloof en hulle dit deurtrek, is dit 'n daad van God. Om die kind van God, wie se lewe so ontsuur is deur die kenmerke van die woestynlewe, die vleeslike lewe, om hom te reinig en deur te vat en God die volheid van sy gees in daardie kind van God, kan ek sê, ek wil nie sê loslaat nie, dit klink dalk nou baie moeilik, maar dat God jou daai oomblik vul met sy gees, dis net 'n daad van God. Ons sien die chaos in kerke vandag as mense dit wil probeer namaak. En allerhande dinge ontstaan en hulle sê, maar dit is dit. Nee, dis 'n ingryping van God in die lewe van sy kind, waar die Here hom verlos van die, kom ons noem dit, inwonende sonde, vleeslike lewe, en hom reinig en hom vul met sy gees. En weet jy, nadat hulle deurgetrek het, in Josua 4 lees jy dit, het hulle laar opgeslaan by Gilgal. En nou ja, daar het hulle, ons gaan dit môre aand behandel, het hulle klippe gevat uit die middel van die Jordaan en gepak aan Gilgal kant en opgestapel as 'n teken, as julle kinders sou vra, wat beteken hierdie klippe wat hier staan? Dan kan julle sê, luister, ons was in die middel van die Jordaan en dit was die teken, die woestynfase is verby, ons het deurgetrek, ons het niks meer met die woestyn te doen nie. Ons sterwe af die ou herinneringe, die lewe in die woestyn, die klippe sê vir ons wandel nou in ons beloofde erfenis.
Daar's grense gestel en binne die grense van daardie beloofde erfenis is daar wonderlike vryheid. Want wat sê die woord van God? As die Gees van God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En wat dit is, wat die Gees van God is, daar is vryheid. En mense vertolk daai vryheid as hulle sens om nou enige iets te doen wat hulle wil onder die naam van die Heilige Gees. Nee. Luister mooi. Daar's grense binne hierdie land hoe die Heilige Gees werk. En jy wandel in die vryheid van die Heilige Gees. Ons geniet nou die volheid wat God ons beloof het. Hy sal vir ons gee as ons deurgaan met hom. God het aan hulle getoon wat in hulle harte is, en hulle die Here vertrou, hulle is daar deur, en nou wil ek sê, by Gilgal is hulle soos nuwe mense. Man, dis 'n mooi lewe, as die kind van God, 'n mooi oomblik, as die kind van God die Here kom vertrou, vir reiniging en vervulling, dis 'n lewe wat afgesterf, eenkant gesit, losgemaak is van, en dit is 'n nuwe lewe in die volheid van die Heilige Gees. Die Hebreërs skrywer, wat ons gelees het in Hebreërs 4, het hierdie dinge in gedagte en oog, wanneer hy skrywe in vers 9, daar bly dis 'n sabbatsrus oor vir die kind van God. En vers 11 maan hy hulle, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Wat is dit anders as ons dit lees, dat dit die wil van God so duidelik na vore bring, waar God sy kinders wil hê, laat ons dan beywer. Kan ek hom in eenvoudig Afrikaans sê, kind van God, moenie gras onder jou voete laat groei nie. Want hoekom wil jy nog worstel in die woestyn? Hoekom wil jy daai ellende deurgaan? Hoekom wil jy so tot oneer van God bly voortlewe in 'n gefrustreerde geestelike lewe? Moenie gras onder jou voete laat groei nie. As God jou nooi en hy oortuig jou en hy gee jou die geleentheid, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Dit sê vir ons waar God sy kinders wil hê. Ek het die vers al genoem. En dis nou hier waar ek gesê het, maar nou nie dink Dominee Rudy herhaal en hy's besig om oud te word nie, want ek gaan nou hierdie verse weer gee wat ek al reeds gegee het. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God. Julle heiligmaking. Heiligmaking is 'n term en 'n werkwoord. Wanneer ek onthou dan in die kuratorium, wanneer jy met studente praat, mense wat aansoek doen om studente te word by die kweekskool, dan vra ons hulle die vraag, wanneer het jy heiligmaking deelagtig geword? Nou dan bedoel jy, wanneer het jy die Here vertrou om jou te reinig en te vervul met sy Gees? Maar nou praat ons ook en sê, wanneer ek die Here vertrou het, lewe ek 'n lewe van heiligmaking. So jy gebruik hom vir 'n krisis oomblik en jy gebruik hom ook vir 'n proses wat volg nou in jou lewe vir die res van jou lewe. Gaan jy in hierdie ondervinding lewe en dan gaan baie dinge gebeur. Weet jy, dit kan selfs gebeur dat die kind van die Here die Heilige Gees bedroef. Maar dan is dis 'n ander boodskap. Ek wil nie nou daarby stil staan nie, maar jy kan regmaak en jy bly in jou volheid en jy wandel weer in jou volheid. Maar jy lewe nou in die proses van heiligmaking. Want jy is gees, siel en liggaam. Jou hele sielelewe was onderworpe aan die vlees en sy manier van dinge doen. En in hierdie hele wonderlike proses van heiligmaking word jy gees, siel en liggaam gemaak weer na die beeld van die seun van God. Want Romeine 8 vers 29 sê dat ons is verordineer. Dit is 'n groot woord. Verordineer. Dit sê eintlik, daar was geen ander gedagte, as ek dit so kan uitdruk, dit is nou baie eenvoudig, maar met groot respek, daar was geen ander gedagte in God die Vader se hart,
vir sy kinders, as dat sy kinders die beeld van sy seun gelykvormig sal wees en word in hierdie lewe. Nie in die hemel nie, want daar gaan ons buitendien aan hom gelyk wees, sê Johannes in 1 Johannes hoofstuk 3, vers 1, 2 en 3 en verder. So in hierdie hele proses, hierdie hele land wat hier voor lê, is jy in 'n proses van heilig gemaak te word. Gees, siel en liggaam. En dit is 'n proses wat sal aangaan tot aan die einde van jou lewe. Tot aan die einde van jou lewe is daai proses aan die gang. En die Here praat deur verskillende wyse, sy woord, situasies, is die Here besig. Maar dis die wil van God, julle heiligmaking. En hy praat daarvan die krisis, maar ook die lewe daarna. Vers 7, want God het, van 1 Tessalonisense 4, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. So die Here wil nie, jy moet in onreinheid lewe, wat die woestyn na vore bring nie. Hy het ons nie daartoe geroep nie. Hy het jou geroep tot heiligmaking. Sien dit as die oomblik en ook die lewe. Efesiërs 5 vers 18, wat ons baie goed ook ken, waar Paulus vir daai gemeente sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar verstaan wat die wil van die Here is, word met die Gees van God vervul. Hy nooi hulle uit, hy roep hulle op daartoe. Daar's 'n mooi vers in Efesiërs 3 wat hy ook vir hulle sê, maar vervul te word tot al die volheid van God. Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien, en daai woordjie sien het niks te doen met die wederkoms van die Here nie. Volgens my, ek bedoel, ek kan verkeerd wees, maar daai woordjie sien beteken om God te beleef, om God te geniet, hier op aarde, en dan ook te benut. Kan ons God benut? Sê dat ons God wil gebruik nie, maar Here, u het gesê, u sal dit doen. Here, ons roep tot u. Dis wat hy bedoel. Sien, salig is hulle wat rein van hart is, en daarom, as ek al die skrif bymekaar bring, kan ek nie anders as om 'n gevolgtrekking te maak, en die gevolgtrekking wat ek maak, is die volgende. Daar sal vir die kind van God, wat wil wandel en leef in die volheid van die Heilige Gees, sal daar 'n Jordaan ondervinding in sy lewe moet wees. Ek gaan dit weer sê. Vir die kind van God, wat wil lewe, wandel, ingaan in die volheid van die Heilige Gees, sal daar 'n Jordaan ondervinding wees in sy lewe. En nou gaan ek dit so noem. Die Jordaan-ondervinding is 'n beskrywende term vir daar's die eerste keer, jy het wedergeboorte ontvang. Hemel en hel is daar uithanteer, jy twyfel nooit weer daaroor nie. En hier kom jy by 'n tweede groot werk in jou lewe, en dit is waar die Here jou rein maak, om 'n rein instrument en 'n heilige lewe te lewe tot eer van sy naam. En dit is 'n beskrywende term wat ons gebruik, 'n tweede keer by die kruis, daar's kritiek op die woord, 'n tweede genadewerk, maar dit is vir my so mooi, want dit beskryf dit wat die Here vir jou doen. Want hulle sê, daar's baie genadewerke wat God doen. Daar's nie net twee nie. Daar's twee uitstaandes. Wedergeboorte en die oomblik van heiligmaking, wanneer ek dit deelagtig geword het. Waar daar iets in my lewe gebeur, sodat ek die volheid van die Heilige Gees kan ontvang. Daarom gaan ek dit nou saamvat, en dit wat ek nou gaan noem, is 'n mooi kort, bondige samevatting van dit wat ons al baie gesê het in hierdie week wat verby is, en ons gaan dit nou saamtrek op hierdie punt. Daarom kan ons sê, dat die Jordaan-ondervinding kan so omskrywe word, dit is 'n plek van desperaatheid. 'n plek van desperaatheid, die woord gebruik woorde soos, hoor nou, dors, honger, om die toestand te beskryf. Kom ons gaan byvoorbeeld na Johannes 7 vers 38 en 39. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê,
strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die wat die Heilige Gees sou ontvang, omdat die Heilige Gees nog nie daar was nie, in sy volheid. So, toe sy volheid kom, toe sê die Here, daar's net een ding, dis strome van lewende water. Nou kan ek vanaand vir u vra, is jy dorskind van God? Is jy dors daarna? Ja, Here, ek is dors, daar's net 'n gedrup en 'n gedrup. Wel, ek moet aanvaar dat u dit glo wat ek sê, want u het nou gesing, een druppel stel my nie tevrede. Deel my, o Gees, u volheid mee. Of het u gejok toe u dit sing? Here, ek is nie tevrede met 'n druppel en 'n druppel en 'n druppel nie. Here, daai strome van lewende water, ek dors daarna, Here. Want die woestyn het dit nie vir my gegee nie, ek het dit gesien en ek het dit beleef. Of dan woorde soos Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Wat is dit anders vir my as daai wonderlike oomblik en ook die lewe in sy volheid. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Nou ja, reeds al baie gesê, die situasie in die woestyn, die lewe soos beskrywe in Romeine 7, jy moet dit gaan lees in Romeine 7, vanaf vers 20 tot 4:25, hoe Paulus dit daar uiteensit, man, dis ongelooflik. Met dit alles in jou moet daar ergens, het ek ook gisteraand gesê, 'n punt kom waar jy begin hunker en verlang na iets beter. 'n Dors in jou binneste. Ergens moet jy moeg raak vir die hopeloosheid van jou geestelike lewe, vir die voortdurende neerlaag, om voortdurend teleurgestel te wees in jouself. Man, ek het myself so voorgeneem, en weet jy, ek trap weer in daai struik. Hoekom wil jy dit weer en weer en weer deurgaan? Jy is moeg vir 'n voortdurende op en af lewe. Jy is moeg vir die leegheid van jou stilte tyd. En jy wil nog daarby kom, maar en hierdie dinge moet 'n dors na vore bring, 'n desperaatheid begin ontwikkel. En die vraag kom, moet ek nou maar altyd so lewe? Nou, baie naby gisteraan, moet ek nou maar altyd so lewe? Is dit al wat daar vir my is? Is dit al wat die evangelie my bied? Is dit maar die normale loop van sake, dat ek maar so sal voortsukkel tot die wederkoms kom of tot die basuin sou blaas? En die probleem is, die kind van God wat dit begin ontdek in sy lewe, begin om hom kyk, na ander kinders van die Here, maar hoe leef hulle? Ag, en hy sien dieselfde toestand. En hy hoor min prediking rondom die volheidslewe, wat daar vir hom is en wat die Here vir hom wil doen, en ons moet die Here vashou, want die Here het hier die kerk van ons vertrou met die boodskap vir sy kinders rondom reiniging en vervulling met die Heilige Gees. Ons moet dit bring net met dieselfde ywer as wedergeboorte, met dieselfde ywer as die wederkoms. Wel, my beskeie mening is, elke wederkomsreeks moet gepaard gaan met 'n heiligmakingsreeks. Omdat 1 Tessalonisense 3 vers 13 sê, sodat julle onberispelik kan wees in heiligheid by die openbaring van ons Here Jesus Christus. So preek wederkoms, en dan bring jy die heiligheidsman in, dat hy kom preek en sê, luister, nou gaan ons werk aan jou kleed, aan jou bruidsgewaad, want jy wil skoon wees as die Here kom, jy glo die wederkoms. Maar nou is daar is 'n standaard rondom dit. Hulle hoor min prediking, en ons aanvaar nou maar, dan moet dit maar seker so wees. Nee, kind van God, glad nie. Daar's 'n volheidslewe, daar's 'n lewe van heiligheid, daar's 'n lewe van geestelike vrug dra wat vir jou wag, waar die Here jou wil hê. En die vraag is net, dors jy vanaand? Is jy honger vanaand? Soos daai stoeier wat in daai kruit is, en hy's moeg, en hy gee oor, en hy klap op die grond, en hy sê, ek kan nie meer nie. Ag, daar's so 'n mooi lied in die evangelieliedere bundel, wat ons dalk moet begin leer. Ek dink hy gaan so, my harde wil is eindelik gebroken. Here, ek gaan nie meer stoei nie, my harde wil is. Here, daar's net een antwoord, en ek moet deurgaan in die volheid van God. Anders, as jy nie dors is nie, en iemand het dit eenmaal vir my gesê in my bediening, en ek het vir die persoon gesê, weet jy wat, ek gaan nie nou saam met jou bid nie. Hoekom het ek dit gesê?
En as dit nie is dat jy dors is nie, jy sê, ag wel, dit klink nou vir my baie lekker. Wie wil nou nie dan in Kanaan ingaan nie? Kom ons gee dit 'n go. Ek sê vir hom, nee, ek gaan nie saam met jou nou bid nie. As dit nie 'n dors of 'n honger is nie, kan dit wees dat jy vir die Here gaan iets vra en jy staan, nou is dit my beskrywing daarvan, jy staan vir die res van jou lewe op 'n vals fundament wat heiligmaking aanbetref. Net soos by wedergeboorte, daar baie op vals fundamente en ons preek vir hulle, nee. Jy staan op 'n vals fundament as jy dink jou werke en dit en ons preek vir hulle. Maar moet ons nie vir die kinders van God ook begin preek en sê, jy staan op 'n vals fundament wat jou heiligmakingsondervinding betref, want as God jou hart nie gereinig het nie, dan kan jy nie vervul wees met die Gees van God nie. Daar's nie 'n moontlikheid nie. En jy gaan begin skepties word en sê, ek het die Here vertrou, maar dit werk nie uit nie. Ek het neerlaag op neerlaag op neerlaag. Ja, maar dis fyn, wie wil dit nou nie hê nie? Klink nogal goed. Nee, daar moet 'n dors wees. Maar nie net is dit 'n plek van desperaatheid nie. Die Jordaan ondervinding is ook 'n plek van reiniging. Nou, die bewyse in die skrif is vir my baie duidelik dat die Here 'n reinigingswerk doen voordat hy my kan vervul. Hy gaan jou nie sy gees in sy volheid gee met die vlees en al die karaktertrekke van die woestynlewe nog in jou hart. O nee, dit gaan nie wees nie. Dawid bid dit, wat ek sien in die skrif in Psalm 51 vers 9 tot 12 sê hy, o Here, sondig my. Hy bid in vers 12, u bekende woorde, moet ek dit nog kwoteer vir u. Skep vir my 'n rein hart, o God, bedoelende, Here, in hierdie chaos wat hier binne is, Here, skep vir u iets rein. Ek wil dit nooit weer sien in my lewe wat ek beleef het, die Here haal hom uit, dat daar reinheid kan wees, dan kan ek 'n kanaal wees, waardeur die Heilige Gees van God kan werk in my lewe en ja, soos ek gesê, dis Dawid wat bid en hy sê, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Glo jy dit dat jy so kan wees? Jou hart witter as sneeu. Ouens, dis skitterwit. Nou ja, die disippels in Handelinge 2, ons lees in Handelinge 15 vers 8 en 9, hoe dat hulle terugverwys en hulle sê, dat hulle harte gereinig is, deur die geloof. Moet ons Romeine 6 vers 6 die liggaam van sonde tot niet gemaak, vrygemaak van die sonde, sê Romeine 6:22. Romeine 7 vers 23, 24, wie sal my verlos? Nie, wie sal hom kom vasbind? En om net ergens berry agter my nee, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Titus 2 vers 14, homself oorgegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1 vers 7, 9, om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daardie oomblik is 'n oomblik van reiniging. By daardie plek is waar die Here al die booshede wat daar in die hart skuil, soos beskrywe is in Markus 7 vers 21-22, nie onderdruk nie. Want dit het jy genoeg probeer. Hulle het mos vir jou gesê, as jy kwaad is of jou humeur verloor, loop net en tel net tot 10. Jy kan hom nie onderdruk nie, daai vlees gaan hom nie laat onderwerp nie, hy sal hom nie onderwerp nie. Jy sal hom nie kan teer nie. Nee, hy moet verwyder word. En sonder die reiniging is dit onmoontlik om vervul te wees of te word met die Heilige Gees van God. So dis 'n plek van desperaatheid en dis 'n plek van reiniging. En as jy nou wonder, wat bedoel ons met daardie sonde, daai aflê, die reiniging, die verlos van hierdie sonde, dan moet jy die proses kom hoor. Dan moet ons nog 'n week aangaan om dit met u te deel, maar ja, leer haar om dit te doen. Maar kom ons kom by 'n derde plek. 'n Derde een is ook 'n plek van selfsterwe. Ek kan dit nie anders sien. Ek wil net eers die vraag vra. Wie het in die woestyn alles om homself laat draai? Om wie het dit gedraai in die woestyn?
die eie ou ek. Dis net ek, kyk, en as ek lig geraak, en is ek, en is my, nou ja, dit het alles om hom gegaan. Dit moes alles draai, die eie, kom ons noem dit, ons praat baie, die eie ou sondige ek. En nou kom Paulus en hy beskryf sy lewe so, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. O, 'n sterwe het plaasgevind, beheer oorgegee, en nou moet hy van die troon afkom, en die Heilige Gees kom sit op die troon van jou lewe, in sy volheid, kom die Heilige Gees. Maar nou moet jy vra vir my, maar wat van die proses? Ja, ek staan weer stil by die proses. As jy gaan 'n studie doen oor jou gees, siel, jou hele sielelewe is jou emosies, jou intellek, jou begeertes, jou smake, jou wil, alles, daar's onderafdelings van die sielelewe. Dit alles kom in die hande van die Heilige Gees. Hy gaan sit op die troon van elke afdeling in jou sielelewe en sy volheid gaan nou begin deurwerk en jou al meer en meer heilig maak soos hy jou wil hê. O, 'n plek van selfsterwe. Nou gaan die mense mos iets sien en ervaar en hoor van die lewe van Christus in my. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek reageer, die manier hoe ek dinge hanteer, alles net Christus, want die volheid van die Heilige Gees stel my daartoe in staat. Om bereid te wees om te sê, Here, o, ek kom vanaand, ek is klaar. Ek is klaar, ek sterwe saam met Christus. Dan, plek van desperaatheid, plek van dors, plek van selfsterwe, en die vierde een wat ek hanteer, dis 'n plek van vervulling. O, die plek waar die Here jou vervul. Dit wat die Here gereinig het, die hart wat die Here gereinig het, die hart vervul hy. En die hart wat hy vervul het, gebruik hy. Nee, dit gaan oor jou dienswerk nou. Dit gaan oor jou reinheid in jou wandel en in jou dienswerk met God. 'n heilige, rein lewe. Die Jordaan ondervinding is 'n plek van vervulling. Jy ontvang die Heilige Gees se volheid om jou in staat te stel tot, om jou krag te gee tot. Dit gaan oor krag om reg te lewe, krag om te getuig. 2 Petrus 1 vers 3. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat my nou in staat stel tot 'n lewe van heiligheid, tot eer van God. Nie om agteroor te sit en te sê, okay, nou ja, nou is ek vervul met die Gees. Dis mos wat jy wil hê, dominee. Nee, nee, niks daarmee te doen. Maar nie om agteroor te sit en te sê, ek is ook nou vervul nie. En dan gaan net verder niks aan nie, jy beteken nie veel nie. Dis krag tot bruikbaarheid, krag tot vrugbaarheid. Daar in die Weskaap in Vredendal het hulle gepraat, een keer het ek gehoor, hulle sê, en nou word die kind van God die voorvatter in die gemeente. Daar is nie meer 'n getrek en 'n gesoet nie. Jy's daar, want die Here het jou die krag gegee tot. En nou, omdat ek myself van uithaal, dis min wat ek dit doen, wel, baie min, maar ek het 'n stukkie gekry wat ek graag vir u wil lees. Ek gaan dit in Engels lees. Ek het die Afrikaanse weergawe van Oswald Chambers se boek, My Allerbeste vir sy Allerhoogste. Blaai bietjie vanaand as jy hom het na die 10de April toe. En gaan lees jy, maar hy sê hierdie in Afrikaans, ek gaan hom nou in Engels lees, maar hy sê eintlik, ruk jouself reg, kind van God. Engels sê, hold yourself up. Take a time alone with God. Make the moral decision and say, Lord, identify me with thy death until I know that sin is dead in me. Make the moral decision that sin in you must be put to death. Dat die sonde in jou tot niet gemaak sal word. Staan op, kind van God. Doen dit. Mag die Here u help om by daardie punt te kom te sê, Here, ek kom vanaand uit die woestyn, maar Here, dankie vir reiniging. Dankie vir reiniging. Dankie vir vervulling. Mag die Here u help. Amen.
Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons geen onduidelikheid hoef te hê oor dit wat die Jordaan ondervinding vir ons inhou nie. Nie snaakse goed nie, nie vreemde elemente nie. Dis 'n oomblik van, ek is dors voor God. Reinig my Here. Ek's klaar met myself en U vul my met U Heilige Gees. Dankie dat U met ons kom praat het. Dankie dat ons kan besef, maar dit is die wese van Pinkster. Om die Here te vertrou, om my te vervul met sy Heilige Gees. Dankie dat ons in hierdie daardie pad kon stap. Dankie dat ons by die punt kan kom, waar ons U kan vertrou. Want dit gaan nie sommer net in 'n hoekie gebeur nie. Nee, dit is 'n daad van U, Here, in die lewe van U kinders. En ons wil U vra, kom doen dit, vir hulle wat honger is en dors is, om dit te hê, en waar U oortuig het, in Jesus se naam. Amen.